besig is om af te skryf. Is belangrik dat jy vir jouself kry iets om vir jou in die lewe mee besig te hou, né? Behalwe jou studies, as jy eendag gaan werk, iets wat miskien vir jou kan sien hoe lekker lag die manne nou van die gisterse wedstryd en die meisies, ek wil ook vir julle aanmoedig, kom ondersteun julle klasmaatjies, né? Maak hulle posters, né? Of kom as jy nie 'n poster kan maak nie, ek weet baie van ons is mos lui om te skryf. Nou kom ons elke dag met 'n C-rand in die klas, né? En dan maar kom ondersteun vir hulle. Nou kom ons mos, so as jy nie 'n poster kan maak nie, kom maar na die veld toe, kom support die manne, skree ja, go Danny, go, né? Dan gaan julle sien hoe wonderlik die gees gaan groei. So die onder 15 spannetjie doen goed vir jaar, né? Hulle kan nog beter doen. En moenie net vir hulle op die veld gaan support, jy support sommer vir hulle as hulle oefen maandags na skool. Hulle oefen maandags na skool en op 'n Dinsdag gedurende pouse. Nee, bring julle vir hulle water en hulle bring vir hulle water, bring vir hulle 'n broodjie saam van hulle kom ons heeltyd laat na klas. Alright, so luister vir my op 'n ander noot, voordat ons aangaan met die werk. Ek neem ook self nog deel aan sport. Ek speel nie meer rugby nie, né? Hulle het gesê ek tackle te hard, nou kan ek my nie speel nie. Maar ek doen nou 'n bietjie driekamp. Nou driekamp is swem, fietsry en hardloop. So ek neem Sondag deel en Sondag gaan ek deelneem. So daarom maak ek miskien verskoning, want ek mag miskien Maandag as ek dood, né? Want ek gaan oefen, so ek swem Sondag in Hermanus. Ons begin daar by Hermanus hawe. En dan swem ons, ek gaan Sondag vir die eerste keer so ver swem, 1.5 km, né? In die see. En as ek uitkom, dan as ek nog tyd vir rusie, dan trek ek net met duikpak uit en dan is ek op die bike en dan ry ek vanaf Hermanus tot in Stanford. En dan as ek in Stanford kom, né, dan draai ek terug en dan ry ek weer terug Hermanus toe, as ek my bike neer en dan draf ek vir 10 km. Nou gewoonlik doen ek dit, maar nou doen ek die afstande wat ek nou die Sondag gaan doen, is 2 keer so ver as wat ek gewoonlik doen. Nou gewoonlik, ek het al so amper 10 in Engels is dit triathlons. Ek het al so 10 triathlons agter die rug, maar ek het nog nooit die afstand gedoen so ver nie. En ek wil die rede hoekom ek dit doen is ek wil einde van die jaar November maand wil ek 'n Ironman doen. Nou die Ironman is soos ek nou Sondag gaan doen nog 2 keer so ver soos daai. So maar ek gaan nie net soos gisteroggend, né? So daai beteken ek staan soggens vroeg op en as ek met gym toe gaan, dan gaan ek in die gym terwyl hulle nog slaap, 6:00, 5:00, 6:00, dan swem ek al in die swembad om te oefen. Maar ek daag nie net op Sondag, want wat gaan gebeur as jy nie voorberei opdaag, dan gaan sy, soos laas jaar wat gebeur het by die reis, is een van die manne het 'n hartaanval gekry. Hy is dood, ja. So, wat ek vir jou probeer sê is, net soos in die lewe, net, vir alles wat jy doen, moet jy seker maak, as jy opdaag by 'n geleentheid, moet jy goed voorbereid wees. So laas, as julle kan onthou, wie was almal by die cross van jaar hierso? Kan julle onthou, ek het saam gehardloop, ek het nog van hulle weggehardloop, né? En hoe het ek gekom tot by die cross? Met 'n bike. So hy Sondag van die cross, né? Toe ry ek vanaf Wellington. So die Sondag na die cross, ja. Toe ry ek 102 km. Nou sien julle wanneer het ek al reeds begin met my oefening. So nou, as ek Sondag klaar is, dan oefen ek nou weer vir die volgende event. So net so berei julle ook nou vir jouself voor vir die eksamen. En nie net vir die eksamen nie, maar ook vir einde van die jaar. So alles wat jy doen, al dink jy doen so min, né? So as jy klas toe kom en jy sê nee, man, ek het lus vandag lus om te werk. Ek het net so nie lus om gister toe te gaan hardloop, ek moes ek gaan hardloop. Vanmiddag moet ek weer ry met die bike. So ek moet elke dag iets doen. Van 'n voorbereiding, nie net vir Sondag nie. Sondag is nie my ultimate goal nie. My ultimate goal is November. Verstaan? So elke dag moet jy 'n bietjie doen om by jou doelwit uit te kom. So daai is maar net 'n bietjie inligting vir julle. Kom ons beweeg aan. Op daai noot wil ek ook vir jou sê, ons gaan nou daar verder skryf.
Op daai noot, ek is 'n bietjie senuweeagtig, né? Want ek het nog nooit, ek het al 'n 10 km, alright, so ek het al geswem. Ek het al geswem, 'n 1.6 km in 'n dam. Ek het al meer as 40 km gery met die fiets, want ek het 100 km al gery met die fiets. Maar nou gaan ek alles aan een doen. En my doelwit is om dit ten minste onder 3 ure te doen. So, as julle Sondag by die huis sit 9 uur, as julle maklik in die kerk of in ergens, maar nou Sondag is Moedersdag, né? So, dan wil ma ook uit so my ma gaan Moedersdag gaan sy bekommerd wees, ja, so kom my kind nou terug. So, wat ek probeer sê is, jy moet altyd voorbereid wees vir die goed wat jy aanpak. Nee, net soos jy op 'n rugbyveld gaan, wat jy wil net gaan speel nie. Jy moet oefening doen. Meneer Nee. Luister vir my mooi ledes. Luister ledes. Indien enigiets gebeur, né? Al wat julle moet sê is, hy was 'n goeie mens. Maar niemand gaan dood as 'n slegte mens. Santay, die waarheid is baie snaaks, né? Die beste, nommer 1, né? Hou van die skool, nie man, hoekom jok jy so vir die mense? Nee. Sis, no? Ek het baie geheime gedeel, nee? Ja. So hy moet julle sê, eerste ding is, hy was 'n goeie mens. Nee? Nommer 1, onthou dit, hy was 'n goeie mens. Ek het vir julle 'n week ook afgegee. Hy was so 'n goeie mens, hy het op 'n stadium vir julle 'n week afgegee en hy het gesê, die hele Suid-Afrika kan by die huis bly waar hy is. Al die kinders onder 18. Nee? Die tweede ding is, hy was baie mededeelsaam. Hy het elke dag 'n geheim gedeel met 1 of 2 van die kinders. Nee? En hy was die snaakste persoon op die aarde, want hy het verskillike gelag. So as 3 dinge, so Logan, nee, hulle gaan 10 vir jou vra om namens die 115 span iets te sê, dan sê jy net 3 dinge van meneer Lekodeer. Nommer 1, hy was 'n goeie mens. Nommer 2, hy was mededeelsaam, né? Altyd 'n geheim met ons gedeel. Dan nommer 3, Boxie. Ja, asseblief man. Maar op ernstig en nood nou. Leerders, luister vir my, op ernstig en nood. Ek is 'n bietjie senuweeagtig, né? Want ek het nog nie iets sover, ek het al dit gedoen, maar ek het nog nie 10 die afstande gedoen nie. So soms in die lewe gaan 'n mens tot verder, jy moet altyd jou limits moet jy toets, né? Nou jy gaan nie jou limits kan bepaal as jy nie jouself op die toets stel nie. So jy moet jou limits toets in die lewe. Ek is 'n bietjie senuweeagtig en ek vra net vir julle, bid vir my, né? Moet nou nie bid vir my sterfte nie. Asseblief. Seën. Ek dink eerder staan in die Bybel staan daar, seën ander en dan sal jy ook geseën word, né? So bid vir my, bid vir goedheid en vir guns en dat dit is al dat ek in 1 stuk terug sal kom maandag, né? Nee, ek gaan maandag hier wees man, moenie worry nie. Alright, as ek maandag hier is, né, dan rus ons in die klas. Alright. Wys ek maar vir julle foto's, maar as ek nie maandag hier is, dan gaan ek julle wegstuur op die groep.